wat ons die tyd het verander. Kan ek dit so stel dat die milieu waar ons leef, die seisoen het verander in die kerk. Ons weet dat die Here kom sy kerk al een van hierdie dae, die tyd van die kerkloop uit. Die tyd van die nasies word vol. Die tyd van die nasies is besig om vol te word en die tyd van die kerk is besig om uit te loop. So die tyd waarin ons leef is anders as die tyd waarin ons geleef het toe ek byvoorbeeld 'n jong seun was. Die kerk moet aanpas ook met die prediking van die woord, want ons kyk na die profetiese woord en ons sien die legkaart van God val in plek en ons sien dat die bedreiging wat teen die volk van God kom, raak al hoe erger, reg oor die wêreld. Op die oomblik weet ons in Nigerië word mense in massas doodgeskiet. Ek het 'n video gesien waar omtrent 50 mense lewend verbrand word. Al hulle klere uitgetrek, hulle staan in so vierkantige ding en dan skielik kom hierdie vlamme net van onder af. Net omdat hulle Jesus se naam bely. Ek het 'n video gesien waar daar 3 Christene op die grond sit en 3 moslems met AK-47's voor hulle staan en vir hulle sê, hulle moet Allah aanneem. Hulle moet islamiete word. Maar hulle weier, hulle sit daar op die grond, hulle weier. Hulle sê vir hulle moet weghardloop, terwyl hulle weghardloop skiet hulle. Hulle maak tot 2000 Christene op 'n dag dood op die oomblik in Nigerië. Net omdat hulle Christene is. Mosambiek ruk terug, selfde storie, ek weet nie nou nie. Reg oor die wêreld verloor Christene op die wreedste moontlike manier hulle lewe. Jy sien, ons hou nie daarvan om daaraan te dink nie. Waarom nie? Want ons het gewoond geraak aan die veiligheid. Ons het gewoond geraak dat ons belydenis van Jesus nie regtig 'n groot prys vra nie. Ons het gewoond geraak aan om in 'n land te wees waar ons vryelik die Here kan loof en prys, kan amen, halleluja, ons kan straatevangelisasie doen, ons kan die woord versprei, ons kan met mense praat oor Jesus sonder vrees vir vervolging. Daai dae is besig om verby te gaan. Ons weet dat die regering hard probeer om daai wet in plek te kry. En ek is nie negatief as ek dink dat hulle gaan uiteindelik om in plek kry nie. Want dis wat hulle wil hê en dis waarvoor hulle mik. Sodat hulle beheer kan neem oor die kerk. En van daai dag af, wanneer daai wet deur die staatspresident geteken word, sal ons in ons land ook begin om vervolging te sien. Vir al die predikante. Maar jy ook. In Engeland is dit al reeds in sekere plekke so dat as jy staan en bid en iemand sien jy staan en bid, arresteer hulle jou. Jy mag nie bid nie. Die tyd toe mens voor 'n abortuskliniek kon gaan staan en teen hierdie abortuskliniek bid, as 'n groepie mense is in ander lande klaar verkeerd. Hier by ons glo ek gaan jy ook 'n probleem kry as daar 20 mense voor 'n abortuskliniek staan en bid. Ek dink dat daar gaan moeilikheid kom, selfs al is dit nog nie in die wet geskryf nie. Jy sien die gees van die anti-kris en die algemene gees wat in die wêreld heers vandag, is presies wat moet gebeur, soos God gesê het, deur sy profete moet gebeur. Ons het vanmôre gehoor, dit help nie om daarteen te bid nie. Ons bid met hoop, maar as God besluit het hy besluit. En as die vervolging moet kom, wat gaan kom, gaan dit kom. En hierdie boodskap vanaand gaan juist daaroor, daaruit Matteus 10 uit, baie ernstige woord, ernstige skrif, rakende hierdie dinge. Ons moet onthou, toe die Nuwe Testament geskryf was, verskoon het hulle geweet wat vervolging was. Hulle het gereeld slaag gekry. Hulle was met klippe gegooi, met stokke geslaan. Hulle was gegeesel en gevangenisse gegooi, met hulle voete in blokke, in 'n koue klipgat, waar daar water in was. Het hulle gestaan, het hulle gesit, is hulle gevang vir die evangelie. As hulle gevang was, is hulle doodgemaak, hulle selfs doodgemartel. Reg deur die eeue was daar baie Christene wat die topprys moes betaal, net omdat hulle Jesus ken. Vir ons is dit ongemaklik en ons raak selfs bang en benoud, né? Wanneer ons hieraan dink, want what will I do when it becomes my turn? As dit ek is wat vervolg word, wat gaan ek doen? Gaan my geloof hou? Dit is maklik om te glo as alles goed gaan. En ek dink hierdie boodskap dien ook vanaand vir ons as 'n vermaaning om seker te maak hoe voel God daaroor.
Hoe voel God daaroor wanneer iemand hom verloon as hulle gemartel word? Hoe voel God daaroor as iemand in die tronk gegooi word vir sy naam? Hoe voel God daaroor? Nou daar's baie skrifte wat ons kan uithaal, maar vanaand wil ek gou fokus op Matteus 10 vers 26 tot 33 en dan ook vers 21 en 22. Ek doen dit 'n bietjie andersom. Jesus sê, vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Hy sê, vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Vers 29. Word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Dis hoe 'n beheer God is. Vers 30. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd. Dis baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. En dan vers 21 en 22, die een broer sal teen die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Sien, daar's nie 'n manier hoe ek hierdie skrif kan inkleer op 'n manier wat meer verteerbaar vir ons is nie. Daar's nie 'n manier wat ek op die oomblik aan kan dink waar ek hierdie skrifgedeelte kan vat en vir ons sê, maar dit sal nie met ons gebeur nie, moet nie bekommerd wees nie. Ek wens ek kon vanaand sê, hierdie dinge sal nooit met ons gebeur nie, ons sal nooit so getoets word nie. Maar God se standpunt is baie duidelik, want dit is die Here Jesus wat aan die woord is, en hy sê, julle moenie skaam wees om die Here te bely nie, bely my van die dakke, skreeu dit van die dakke, terwyl jy weet dat dit gaan 'n slegte gevolg hê. Ek dink nie ons geloof is nog ooit so getoets nie. Ons is besig met die testing of your faith. En selfs dit is vanuit 'n veilige Amerikaanse oogpunt uit gesien. Dis baie waardevol en baie waar. Maar die tyd waarin ons in beweeg, glo ek, is daar 'n ander toets wat kom. Die ware toets. Waar ons geloof so getoets gaan word, waar dit 'n prys gaan vra. En waar ons gekonfronteer gaan word met 'n keuse. Waar ons kan toelaat dat vrees ons oorval, of waar ons soos daai wat ek op die video gesê het, ek sal nie Islam aanneem nie, hulle lewe daarvoor verlore. Daardie hordes wat lewend verbrand is, wat geweier het om Islamiete te word. En in die westerse wêreld, in die kerk soos ons dit ken, in my leeftyd, het ons nog nooit sulke vervolging gehad nie. Ons kan nog altyd die Here bely en hom dien soos ons wil, sonder vrees vir vervolging. Sonder vrees vir dat iets met ons gaan gebeur. Sonder om bang te wees vir die moontlike gevolge daarvan. In ons land, in Suid-Afrika, is besig om die wêreldpatroon te volg, rakende die vervolging van die kerk. En dit gaan alles oor die gees wat in die wêreld heers. Die godhaters. Die haters van Christus, die haters van God, die haters van die verlossende genade van die Here. So min sin is wat dit maak vir ons, is dit 'n feit en dit is 'n waarheid dat ons tans lewe in die tyd waar ons sulke konfrontasies mag hê. Die ergste wat met ons kon gebeur is, jou baas kan nie van jou hou as hy weet jy's 'n Christen nie. Of mense beskinder jou by die werk en bespot jou. Of mense vloek jou selfs en so. Dis die ergste wat ons beleef het. Ons het nog nie vervolging beleef nie. Ek wil amper platvloer sê, ons het so pieperig geword, as iemand net skeef van ons praat, dan verloor ons al ons geloof.
As iemand ons net kritiseer, dan wonder ons al waar's God. As ons ons werk verloor en ons het nie genoeg geld nie, dan is dit al te veel vir ons. Wat gaan gebeur? As mense met AK-47 staan, ons moet hieroor praat, mense. Die kerk kan nie swyg oor werklikhede en waarhede nie. Ons is nie in 'n kokom toegespin nie. Ja, ons het die ewige hoop en ons glo en vertrou God sal beskerm. Maar ek sien met my eie oë hoe sy kinders hom verheerlik deur hulle marteldood. Hulle word martelare vir Christus, hulle kry 'n ereplek in die hemel. Die Here sê, hy sê, vrees hulle nie, moenie bang wees nie, moenie bang wees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie, want hulle kan niks aan jou siel doen nie, hulle kan niks doen aan die deel wat vir ewig by Jesus kan wees nie. Hulle kan jou liggaam martel, hulle kan hom seermaak, hulle kan hom verniel en hulle kan hom doodmaak, maar hulle kan niks doen om jou te ruk uit die hand van die Here nie. Maar hier's 'n gevaar en hier's 'n waarskuwing dat sou jy vrees so erg vir jou liggaam dat jy die Here verloon, sal die Here jou ook verloon voor die Vader. Ons wil nie hierdie goed hoor nie. Ons wil nie daaroor praat nie. Ons wil praat oor dinge wat ons net altyd laat goed voel. Ons wil altyd aan top of the mountain wees, on cloud 9. Ons wil altyd hê ons geloofslewe, dat ons altyd vir die vlees 'n bron van vreugde en lekker te wees. Ja, daar's sulke tye. Dank die Here. Maar ek wil vir hier sê vanaand dat daai tyd is werklik in ons leeftyd besig om verby te gaan. Dat ons gaan waaragtig een van die dae moet staan of val by die woord van die Here. Ons gaan gekonfronteer word. As hier nou 20 ouens met masjiengewere hier in hardloop en hulle lyn ons almal hier voorop, gaan ons soos daai Nigeriërs toelaat dat hulle ons skiet. Party van hulle skiet hulle eers so deur die knie, dan deur die been. Mense, ons moet praat oor hierdie goed, ons kan nie wegkruip vir die waarhede in die werklikheid nie. Ons kan nie wegkruip en dink dat ons sal veilig wees nie. It will never happen to me. It can happen to you. Dit kan gebeur. Maar as hierdie wonderlike parel wat verborge is binne in hierdie toestand, en daai parel is dat dit is tot die eer en die verheerliking van die Here se naam wanneer ons vir hom lei. En daar is werklik vir die martelare 'n ereplek in die hemel. As plekke vir die martelare wat ek en jy is, ons sterf sonder om 'n martelaar te wees, nie by gaan wees nie. Ons gaan nie daai voorregte hê nie. Ons gaan in die hemel wees, maar ons gaan nie daai voorregte hê nie. Geliefdes, vanaand is die woord baie duidelik, moenie vrees nie. Ons kan nou vanaand hier sit en sê, wel, dit is easier said than done. As ek kyk in 'n geweer se loop vas kyk, dan gaan ek mos vrees. Wat gaan gebeur as dit my beurt is? As ek so moet sterf, as ek moet verbrand word, as ek geskiet moet word, as ek my lewe moet verloor vir Jesus, gaan ek daardie dag dit kan doen om te sê, ek sal die Here nie verloon nie? Dit sal baie afhang van waar jou vrees lê. Dit sal baie afhang van wie vrees ons meer, vir God of die mens. Want as ons die mens meer vrees as vir God, dan gaan ons Jesus verloon. Maar as ons God as die verterende vuur meer vrees, kan julle sien waarom die Here in ons gemeente 'n tipe van 'n woord opwek sodat ons kan sterk word, sodat ons kan staan, sodat ons vreesloos kan wees, want hy is 'n verterende vuur. Nou julle prentjie wat van God geskille word in die wêreld, weet ons nou al, is vals. Die prentjie van God is met respek gesê soos 'n teddybeer. Nee, dis die magtige El Elyon. Hy is die almagtige. Hy is die God wat geen onreinheid by hom kan toelaat nie. Hy is die God wat geen sonde duld nie. Hy is die God wat die wêreld gaan straf vir die sondes wat hulle teen God gepleeg het. Hy is die God, hy is die verterende vuur. En Jesus is 'n harde man wanneer hy terugkom. Hy is 'n harde man wanneer hy terugkom. Hy is nie die liewe Jesus wat ons geken het op aarde nie.
Want hy is vir heerlikheid opgestaan, hy het kom doen wat hy moes gedoen het, en nou sit hy aan die regterhand van die Vader, van waar hy gaan kom om te wat? Oordeel. As jy Christus sê, die woord van die Here is 'n harde man, daarna die gelykenis van die talente. Hy's 'n harde man. Hy vergelyk homself in daai storie met 'n harde man wat maai waar hy nie gesaai het nie. Wat oes waar hy nie gesaai het nie. Hoekom? Hy's God. Hy's die eienaar van die wêreld. Hy's die skepper van alles wat is. Ek en jy is klein. Ons sal nooit niks meer wees as klein nie. Uit die stof is ons gehaal, uit die stof sal ons terugkeer. Die lyf. Maar ons geestesdimensie, daardie dimensie wat vir ewig gaan bestaan, of in die hemel of in die hel, dit is daardie dimensie wat aangespreek word vanaand. Want die tyd is reeds daar, ek sien dit in my bedieningservaring. Struwelinge in die huis, kinders wat die Here dien, ouers wat nie wil nie. Moeilikheid wat ontstaan in verhoudings, in huise, omdat van hulle die Here wil dien en van hulle verloon die Here. En daar is hierdie wrywing wat kom en dit gaan erger word. Dit gaan al hoe erger word. Want as jy 'n vriend van Jesus wil wees, gaan jy meeste van jou vriende in elk geval verloor. Jy gaan ook van jou familie verloor. You sien, you cannot compromise. Jy kan nie liewer wees vir jou huismense as vir Jesus nie. Jy kan nie die sondes van jou kinders toelaat net omdat jy hulle lief het nie, want dan het jy hulle liewer as wat jy vir God het. As jy jou kind nie tug nie, wanneer daai kind sondig nie, is jy nie 'n goeie ouer nie. Vat dit maar vanaand op die ken. God verwag van ons om te besef hy's 'n verterende vuur. Hy's die magtige El Elyon. Kyk, daar is 'n klompie van sy bekende name daar. Hy is Jehovah Jireh. Hy's El Shaddai. Hy's die voorsiener. Hy's die wat ons genees. Hy's al daai dinge. Maar hy bly die Almagtige. Sy naam is so groot dat die Jode nie sy naam wil noem nie. Hulle is so bang, hulle gebruik die naam van die Here uitelik, dat hulle nie eers vir hom 'n naam, dat Jehovah, of Jod-Jeh-Wah-Veh in die Bybel, die Jode spreek dit nie uit nie. Hulle sê Hashem. Hashem beteken the name. As hulle van God praat hulle van die naam. Hulle sê nie is God nie. Soos ons sê, ons kan. Waarom? Hy's God ons Vader. Ja, hy's El Elyon, maar hy's ook God ons Vader. In Christus Jesus is hy ons hemelse Vader, maar hy's 'n streng Vader. Hy is konsekwent, hy's consistent. Ons het 'n perfekte en 'n volmaakte Vader wat geen stoutheid, onheiligheid en sonde duld nie. Hy duld dit nie. Hy sal ons tig, hy sal ons lei, hy sal ons leer, soos wat ons ook leer, wat David Wilkerson sê. Ek wil graag jou los met hierdie woord vanaand, dat jy sal gaan en jou versterk in jou geloof, dat jy sal seker maak, dat jy kragtig raak in jou geloof, dat jy nie sal begin vervlou nie, en hoe gaan jy dit doen? Moenie wegbly van die samekomste, moenie ophou bid nie, moenie ophou Bybel lees nie, moenie ophou bid, Here, daai skrif wat sê, Here, asseblief mag ek waardig bevind word om dit wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Ons moet hard stry om in te gaan deur die nou poort. Want daar kan 'n dag kom waar ons die ultimate fisiese prys moet betaal vir sy naam. En dit kan die verskil tussen hemel en hel word. En kan jy imagine as jy swak is, 'n swak gelowige, nie moeite gedoen het om te groei in die geloof nie, nie moeite gedoen het om sterker te word nie moeite gedoen het om nou al te staan vir die naam van die Here nie. Ons kan nie eens kerk toe kom as dit te koud of te warm is nie. Ons kan nie eens kerk toe kom as ons te moeg of te wat is nie. Die kerk het so swak geword en ek bid dat die Here ons sal help sodat ons gereed sal wees en kragtig sal wees, want die vervolging is daar, mense. Ons kan nie met toe oë deur die lewe gaan nie. Ons kan nie ons geestelike oë toeknyp en hoop dat alles gaan net by my verby en ek sal okay wees nie. Nee, ons moet staan en gereed wees dat wanneer Jesus kom, dat ek nie skaam van hom al moet wegdraai nie, dat ek hom nooit sal verloon nie. Miskien sit jy vanaand en jy sê, pastoor, maar ek weet nie, ek dink my geloof is te swak.
Ek dink, ek raak wel bang as ek net aan dink. Ek bid nou al, Here asseblief moet dit aan my toe kom nie, want ek dink ek gaan U verloon. Dan wil ek jou hoop gee deur vir jou te sê, dat die Here het vir sy disippels gesê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal sê nie. Moenie bekommerd wees nie. Hy sal jou die woorde gee op daai dag. Al wat die Here vir jou vra is 'n kommitment. As jy committed, preaching to the choir, aandiensmense is die committed mense. Maar as jy committed ook daar by die huis met jou kinders, jy gehoorsame ouer geword, jou kinders besig om jou te speel soos 'n marionet. Weet jy, jou kinders jou speel soos 'n marionet, gaan hulle oë in die hel oopmaak, weet jy dit? Jy maak jou kinders dan letterlik vir die hel groot, wanneer jy hulle nie tig nie, wanneer jy hulle nie leer nie. Ja, daar is ouers wat kinders verniel. Ons praat nie daarvan nie. Ons praat nie van mishandeling en daai klas van goed nie, maar 'n goeie pak slaap sy tyd is 'n rein en 'n heilige, goddelike opdrag. Moenie die roede spaar nie, sê Salomo. Moenie die roede spaar nie. Eli het sy lewe verloor omdat hy sy kinders nie reg geleer het nie. Kinders, jy wat ongehoorsaam is aan die Here, die woord sê vir jou, jy gaan dalk nie lank lewe nie. Moenie verbaas wees as jy jonk doodgaan nie. Pastoor sê harde goed vanaand. Wanneer jou pa en jou ma jou tug, wat doen jy? Rebelleer jy? Word jy kwaad? Veg jy teen hulle? Manipuleer jy hulle? Probeer jy hulle laat sleg voel? Wat is jou respons? Ouers, wat is jou respons wanneer jou kind daar so 'n tantrum gooi? My kleinseun het eenmaal in die kerk hier jare terug, 7 jaar terug, hy was klein. Wou nie stil sit nie, hy wil na oupa toe kom. Ouma sê, jy kan nie nou na oupa toe gaan nie. Nee, hy wil na oupa toe kom. Sy het hom uitgevat, sy het sy boutjies vir hom warm gemaak en hy nooit weer geroer in die kerk nie. Wat doen ons? Ons gaan sit in die moederskamer want ons kan nie ons kinders beheer nie. Ek wil nie afdwaal van die punt nie. Die punt is dat ons is verantwoordelik vir ons eie sielsaligheid, maar terwyl jou kinders klein is jy verantwoordelik vir hulle. Ek is verheug oor ons kerk se jong mense. Al praat ek nou so, is ek trots op hulle, omdat ek sien wat gebeur. Ek sien daai begeerte om in die wil van die Here te wees. Ek sien daai respons van positiewe knieu of berou, bekering. Ek sien daar is 'n reaksie, 'n positiewe reaksie. Ek sien dit ook in baie van ons ouer mense, groot mense, ouer mense se lewe. Ek sien daar's groei. Ek sien daar's iets besig om te gebeur. Jy kan maar gaan ry in die straat, daar's min kerke wat oop is vanaand. Daar is seker 'n paar, maar dis min. Ek weet nie hoeveel kerke is in vereniging nie. As ek moet raai wat? 150? 200? Ek weet nie hoeveel kerke is daar in Valdriehoek. Maar ja, daar's baie kerke. Elke tweede blok het 'n kerk. Jy kan gaan ry, jy kan nou gaan kyk, hulle is nie oop nie. Jy is hier vanaand, moet ek al luister na die woord van die Here. Ek het vanmôre gesê dat 'n woord soos wat sy gebring het, was vir my 'n lafenis vir my siel, want ek hou van vaste spys. Jy weet, as jy soos ek is, ek hou van vaste spys. Moenie kom mooi praatjies maak met my nie, as ek weet my lewe is nie reg nie, ek wil hoor my lewe is nie reg nie. Ek wil hoor, ek is nie so okay as wat ek dink nie. Ek wil dit hoor, is genade. Dis daai reddingsboot, dis daai boei wat iemand vir jou gooi terwyl jy besig is om te verdrink in jou backsliding, verdrink in jou sonde. Jy's besig om jou vrymoedigheid teenoor die Here te verloor, en jy's besig om al hoe verder weg te dryf van God af. Dan wil ek eerder hoor, hey, jy's op 'n gevaarlike plek. Ek wil eerder hoor hierso, jy gaan die maat nie, asseblief. Skrik wakker. Ek wil dit hoor. Ek wil hoor dat die woord van die Here sê vir my iets. Ek wil hoor, ek moet introspeksie doen om seker te maak ek is reg, dat ek hard stry om deur die nou weg in te gaan. Sy was baie reg toe sy gesê, nee, dit was Leon wat gesê toe hy gebid het. Gesê het, wat help dit? Ons maak al die regte geleide, maar ons gaan nie ryk en ons doen dieselfde dinge. Soos Lot se vrou, omdraai terug Sodom en Gomorra toe
Toe die Israeliete in die woestyn gekla het teenoor God, het hulle gesê, ons mis die vleispotte van Egipte. Dit het beter met ons gegaan in Egipte. Ons wil teruggaan Egipte toe. God sê, hy het daardie geslag, wat so ongehoorsaam was, hy het vir hulle gesê, in my rus sal julle nie ingaan nie. Want julle teen my gemurmureer, teen my profeet, en teen my hoëpriester het julle gemurmureer, maar bo alles, julle teen my God gemurmureer. Hulle het deur slange omgekom in die woestyn, maar daar was genade, nadat die slange hulle gepik het, hulle die prys betaal vir hulle ongeloof, vir hulle ongehoorsaamheid, was daar 'n slang op 'n paal, en as hulle gekyk het vir daardie slang, het die gif wat in hulle liggame was, niks aan hulle gedoen nie. Dit was 'n heenwysing na Jesus op die kruis, dat as ons kyk vir hom, sal die wraak van God op ons nie aankom nie. Maar as ons hom verloon. Kom ons wees 'n bietjie manlik, soos die Bybel sê, nooit vroulik nie. Ek kan nou nie iets anders sê nie. Kom ons wees manlik, wees taaf. En gaan lees bietjie hierdie ongemaklike skrifte wat niemand wil lees nie. Asseblief gaan lees hulle. Challenge yourself en sê, ek gaan nou net die ongemaklike skrifte lees hierdie maand. Daai goed wat ek nooit lees nie, daai wat nie gehighlight is nie. Ek gaan daai dele lees wat ek nie gehighlight het nie. En jy gaan parels kry daar. Kom ons vat alles saam. Terwyl ons hier staan, lê daai wet in die parlement. Die voorstel vir daai wet in die parlement. As Ramaphosa hom teken, gaan niks ooit weer dieselfde wees in die kerk nie. Kan dalk net wees dat ons ook ondergrond sal moet gaan. En ondergronds kerk hou. Weet julle hoe gaan ons dan hierdie plek mis? Weet julle hoe gaan ons dit mis en sê, het ek maar nie so lui gewees om kerk toe te gaan nie. Was ek maar net meer aan die brand, het ek maar die geleenthede gebruik toe ek het gehad het. Ou mense sê spyt kom altyd te laat, is baie waar. Is baie waar. Mens kan nie spyt wees betyds nie. Mens kan net te laat spyt wees. Spyt is altyd te laat. Moenie spyt wees dat jy nie die moeite gedoen het om seker te maak dat jy kragtig word in die Here, dat jy groei in die geloof, dat jy sterk word in die Heilige Gees, dat jy gehoorsaam is aan die woord, dat jy jou lewe inrig volgens die voorskrifte van Christus Jesus, volgens die gebooie van jou koning onder sy heerskappy, sodat hy jou kan sterk maak, dat wanneer dit gebeur, jy nie sal vou nie, en jy nie die Here sal verloon nie. Ek dink meeste mans hier sal vir sy vrou sterf. Dis nou nie die ouens wat agter die vrou wegkruip nie, ek praat van hulle nie. Dongetjies. Die meeste sal sterf vir jou kinders, jou man, jou vrou. Weet jy hoekom? Want jy het hulle lief. As jy Jesus lief genoeg, het jy hom lief genoeg om vir hom te sterf. As jy Jesus lief genoeg om te sê, ek sal my lewe verloor, ek sal U nie verloor nie. Hulle sit daar op die grond. Hulle is nie vol vrees nie. Hulle kyk hierdie ouens met AK-47 so. Hulle kyk hulle net so. Hulle koppe gaan net so. Kan nie hulle taal verstaan nie. Hulle koppe gaan net so. Nee. Hulle moet hardloop. Dit is nou sport vir hierdie ouens om die Christen te skiet terwyl hulle hardloop. Maar nie een van hulle die Here verloon nie. Hulle staan daar terwyl die vlamme opkom. Al wat hulle nodig het is om sê Allah, sal hulle hom uithaal. Die wêreld is besig om Jesus te verloon met Allah. Het julle dit gesien? Die wêreld is besig. Dit gaan nie meer gaan oor grondstowwe niks nie. Dit gaan oor Islam en Christendom. Dis waarop ons afstuur. Dis wat dit gaan wees. Die gees van die Antichrist teen die gees van Christus. Hy wat sê dat Jesus is nie die Here nie, is die gees van die Antichrist. Dit sluit elke liewe moslim in wat jy ken. Het 'n gees van die Antichrist in hom. 'n duiwelse gees. Dis nie die gees van die Here nie. Die gees van die Here oortuig jou van Christus.
As jy oortuig is van Christus, is jy die gees van die Here. As jy teen Christus is, dan haat jy God en jy haat al sy mense. En die Satan sit agter dit. Hy het 'n gevalle engel gestuur om 'n visioen vir Mohammed te gee. En hy dink God het met hom gepraat. As jy twyfel daaroor, moet jy wonder of het jy die Gees. Want as die Gees wat in jou getuig van die waarheid, you cannot be of two minds, gaan jy gevang word. As 'n moslim hier voorkom staan, en hy hou ons almal gevange, en hy vertel jou van Allah, gaan jy oortuig word deur hom. As hy vertel, Jesus is nie die waarheid nie, hy is nie die ware profeet nie, en hy kom preek vir jou uit die Koran uit, en hy stel jou voor 'n keuse, het jy genoeg geloof, het jy genoeg kennis, het jy gesien, naby genoeg aan Jesus, het jy hom lief genoeg, as jy genoeg gees vervuld om te kan staan vir die waarheid. Ek moet hierdie goed vra. Want my vrees is dat dit met ons kan gebeur, terwyl ons nog lewe. Nou. En vir al die jong mense, staan vir die naam van die Here. Hulle sal deur almal gehaat word vir my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Halleluja. Dawid staan vreesloos voor Goliat. Hy kom nie in sy eie naam nie, hy sê, ek kom in die naam van hierdie God wat jy uitgedaag het, jy het nie my uitgedaag, jy het met God uitgedaag. Daarom sal jy 'n ereplek kry in die hemel as jy jou lewe verloor vir Jesus. Hoopelik gaan dit nie met jou gebeur nie, hoopelik gaan dit nie met my gebeur nie, maar ons moet oor hierdie goed praat. Ons kan nie net swyg nie. Ek hou my oor op die grond. Ek moet my skape waarsku. Ek moet vir julle sê wat besig om te gebeur. Ek moet vir julle uitlê dit wat die Gees aan my openbaar. Die tyd waarin ons leef. Die profetiese woord wat in plek val. Ons kan nie met oogklappe rondloop nie. Ons kan nie net maak soos 'n volstruis, as ek jou nie sien jy my nie. Tipe van 'n ding nie. Ons moet weet hierdie goed is 'n werklikheid. Mag die Here jou help om sterk te staan. Mag die Here my help om sterk te staan. Mag die Here jou familie, jou kinders, jou ouers, jou ooms, tannies help om sterk te staan. In die naam van Jesus. Amen.